Goeiedag en baie welkom by vandag se digitale boodskap. Dit is my baie lekker om vandag weer saam met julle hierso te wees en lekker te gesels oor 'n interessante vraag of tema of onderwerp. Maar daai vraag, tema, onderwerp is: weet jy dat jy lewe? Nou, hierdie vraag kan 'n eksistensiële krisis veroorsaak, maar ek dink as ons vandag deur hierdie teks gaan ons eintlik sien dat dit baie eenvoudig is. Die laaste ruk is ons baie besig met twee dinge. Ons is besig om ons roeping te bevestig en ons het eintlik alreeds ons roeping bevestig, dit wat ons jare terug gesê het, om soos Jesus familie en vriend vir almal te wees, glo ons is nog ons roeping. En ons is ook besig om saam te wandel en op 'n geestelike reis te wees op soek na die Here se wil vir ons vir 'n derde leraar. En hierdie twee dinge sê vir ons waarheen die Here met ons op pad is en waar hy ons wil gebruik. Want ons moet weet, waar wil die Here ons gebruik? In hierdie dorp, in ons kerk, in die gemeente, in die gemeenskap. Ons wil weet waar die Here ons wil gebruik. Maar ek gaan nie vanoggend spesifiek oor roeping praat nie, maar eerder oor hoe ons lewe. Ek het al so baie hierdie ding gesien. Is eintlik 'n video waar 'n ou sê, baie van julle sê ek sal 'n bullet vir jou vat of ek sal doodgaan vir jou, maar sal jy vir my lewe? Nou, dit klink dalk soos 'n bietjie 'n dom ding, maar die klem lê eintlik daarop dat ons baie keer so lank wag totdat iets noodsake of doodsake is, voordat ons actually genoeg motivering bymekaar skraap om net iets te doen. Ek het al baie keer die voorbeeld gebruik van Nadia, my verloofde, toe sy in Amerika geswat het, en sy kom terug vir vakansie, dan is dit so 'n bietjie striwelinge, ons sit so klein bietjie vas, beklei so bietjie, maar daai laaste paar dae voordat sy terug gaan Amerika toe, ons sal nie in daai laaste paar dae beklei nie, want dit is, ons koester elke oomblik saam, niks sal daai laaste paar oomblikke spoil nie. Dit is soos 'n familie, wat striwelinge het, konflik het, met mekaar beklei, mekaar min sien, maar as daar 'n begrafnis of 'n noodgeval is, dan staan almal weer saam. Ons is weer tight. En die vraag is hoekom? Hoekom wag ons so lank? Ek het die voorreg gehad om aan hierdie lang naweek in die Bosveld 'n klein bietjie te gaan jag, en ek is 'n bietjie unlucky. Ek kry toe niks nie, maar almal sê toe, nee, daai laaste oggend voordat ons gaan, moet jy ekstra vroeg opstaan, ons gaan ekstra moeite doen, in die veld gaan stap op hierdie plek en daai plek, en ek kry toe iets, en die vraag kom toe by my op, hoekom wag ons vir die laaste dag, om eers dit te doen? Hoekom doen ons dit nie sommer van die eerste dag af nie? Soms is die vraag, nie wat jy eendag sal doen, as ek wat nou niks kry nie, wat sal ek aan die laaste dag doen? Die vraag is eintlik, wat ons die heeltyd doen. Hoe berei ons onsself nou al voor? Ons lees vandag Romeine 6 vers 1 tot 11 saam, maar voordat ons verder aangaan, kom ons bid eers saam. Liewe Here, baie dankie vir hierdie wonderlike voorreg wat ons het, om vandag weer op hierdie manier in die teenwoordigheid saam te kom. Here, dankie dat ons weet dat U vir ons voorsien. Here, kom wees ook vandag weer saam met ons. Kom maak hierdie teks vir ons oop, kom maak ons harte oop, kom maak ons ontvanklik vir dit wat U vir ons vandag wil kom sê. Dankie vir alles wat U vir ons doen. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. So ek lees vir ons Romeine 6 vers 1 tot 11 uit die 83 vertaling, en hy begin met hierdie opskrif: dood vir die sonde, maar lewend vir God. Wat moet ons nou hiervan sê? Moet ons aanhou sonde doen sodat die genade kan toeneem? Beslis nie. Hoe kan ons wat dood is vir die sonde nog daarin voortlewe? Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Deur die doop is ons immers saam met hom in sy dood begrawe, sodat, soos Christus deur die wonderbaarlike magsdaad van die Vader uit die dood opgewek is, ons ook so 'n nuwe lewe kan lei. Aangesien ons met hom een geword het in sy dood, sal ons sekerlik ook met hom een wees in sy opstanding. Ons weet tog dat die sondige mens wat ons was, saam met Christus gekruisig is, sodat ons sondige bestaan beëindig kan word. Ons is dus nie langer slawe van die sonde nie. Iemand wat gesterf het, is immers vry van die mag van die sonde. Ons het saam met Christus gesterwe. Daarom glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. Ons weet dat Christus wat uit die dood opgewek is, nie weer kan sterwe nie. Die dood het nie meer mag oor hom nie. Hy het gesterwe en is eens en vir altyd vir die sonde dood. Nou lewe hy en hy lewe vir God.
Julle moet dus altyd onthou, dat ook julle vir die sonde dood is, maar vir God lewe, omdat julle een is met Christus Jesus. So na hierdie lang naweek, dink ek nou, wat gaan ek nou Sondag preek, en Woensdag ry ek kerk toe, en ek luister sommer toevallig RSG, en hulle is so besig om te praat oor 'n bekende ding wat die bekende jazzmusikant Abdullah Ibrahim gesê het, does a bee know it carries pollen? Weet 'n by dat hy styfmeel dra? En hulle sê dis 'n baie interessante vraag wat baie opinies en menings lok, want en wat toe interessant is, ek gaan lees so klein bietjie op, en wat baie interessant is dat die hoofdoel van 'n by is nie om heuning te maak nie. Die heuning is eintlik net hoe die kolonie oorleef. Die groot werk van die by is bestuiving. Terwyl die by van blom tot blom vlieg en op soek is na nektar, dra hy styfmeel saam. En terwyl hy bloot doen waarvoor hy geskep is, versprei hy lewe. En ons baie wetenskaplikes wat reken dat baie van die kos wat ons eet afhanklik is van bestuivers soos bye. Sonder hulle sou ekosisteme sukkel om voort te bestaan. Nou as ons daai vraag vra, weet 'n by dat hy styfmeel dra? Weet ek nie of ons werklik kan sê dat hy presies weet wat hy besig is om te doen nie, maar wat ek wel werklik weet is dat hy doen waarvoor hy geskep is. En die vraag wat ons vir ons self kan vra is, weet ons waarvoor ons geskep is? Weet ons wie ons is? Weet ons vir wie ons leef? Want Paulus skryf Romeine 6 juis aan mense wat vergeet het wie hulle is. Romeine is geskryf deur Paulus aan Christene in Rome, en nadat Paulus vir 5 hoofstukke gepraat het oor genade, ontstaan daar 'n gevaarlike vraag, daai eksistensiële vraag wat ons aan die begin gevra het. As God se genade groot is, as God sonde vergewe, as ons nie deur ons eie werke gered word nie, dan kan ons maar aanhou sonde doen. Dit is die vraag wat ons in die eerste paar verse kry. En dan antwoord Paulus, beslis nie. Die Grieks is baie sterk hier, me genoito, wat vertaal as, mag dit nooit gebeur nie. Dis asof Paulus amper vir die mense sê, as julle hierdie vraag vra, dan verstaan julle glad nie, wat Christus vir julle kom doen het nie. Van die evangelie gaan nie net daaroor, dat jou skuld afgeskryf is nie, maar dit gaan daaroor, dat God vir jou nuwe lewe gee. Paulus sê, nie net dat jy vergifnis ontvang het nie, maar hy sê, dat jy het saam met Christus gesterf. Jy het saam met hom begrawe. Jy het saam met Christus toe weer opgestaan. In sy dood is jy gedoop. En Paulus sê nie, hy sê nie hierin nie. Hy sê nie probeer harder, wees beter, word eendag 'n nuwe mens nie. Hy sê, jy's reeds 'n nuwe mens. Die vraag hier is nie, glo jy in jou hart, regtig, diep in jou hart, dat God eendag jou lewe kan verander nie. Die vraag is eerder, glo jy regtig dat hy dit reeds gedoen het? Nou vanoggend wil ek 'n poging aanwend om te sê dat Romeine 6 nie daar begin nie, maar dit het al in Genesis 1 begin. Genesis 1, 2 en 3. So ek gaan 'n poging aanwend om Genesis 1, 2 en 3 aan Romeine 'n bietjie te connect. So in Genesis 1 en 2 lees ons al dat God die mens uit stof vorm. Die mens is daar. Hy lê daar. Maar hy leef nog nie. Toe blaas God sy asem in die mens in. En die mens word lewend. So is een van die eerste dinge wat ons al baie vinnig in die Bybel leer, is dat ons leef nie as gevolg van onsself nie. Ons lewe omdat God sy asem in ons geblaas het. Ons behoort aan hom. En dan kom God en hy gee vir ons 'n taak. Genesis 1 vers 26 en 27 sê, toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die magdiere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip. God het die mens geskep as sy verteenwoordiger. As beeld van God het hy die mens geskep. Man en vrou het hy hulle geskep. In Genesis 2 vers 15 staan ons dat die Here God het die mens in die tuin laat woon om dit te bewerk en op te pas. So wat hierdie vir ons sê is, ons word geskep om te werk, ons word geskep om te versorg, om te beskerm, om God se teenwoordigheid in hierdie skepping bekend te maak, om dit sigbaar te maak. Dis wat ek dink, dit beteken om te heers, nie te oorheers nie, maar eerder om 'n God se karakter te weerspieël. Dis wat dit beteken om te heers.
Die mens is geskep om vir God te leef. Paulus sê, maar ons het vergeet wie ons is. Genesis 3 vertel dan van die sonde wat in die wêreld gekom het. En dit het ons laat vergeet wie ons is. Ons kan amper sê dat ons het begin vir onsself te lewe, asof ons aan onsself behoort. Dis waarom Christus gekom het. Dit wat God in Genesis geskep het, het Christus kom herstel. Paulus praat van 'n nuwe skepping. Die ou mens sterf en die nuwe mens staan op. Ons het saam met Christus aan die kruis gesterf en ons het saam met hom weer opgestaan. Dit is wat dit beteken wanneer Paulus daar in Romeine sê dat ons is in sy dood gedoop. God gee weer lewe. God het in Genesis asem in die mens geblaas en nou gee God deur Christus vir ons nuwe lewe. Daarom sê Paulus, julle moet julleself nou beskou as dood vir die sonde, maar lewend vir God. Lank voordat ons iets doen, moet ons weet wie ons is. Want identiteit kom voor gehoorsaamheid. Identiteit kom voor roeping en optrede. As ons teruggaan na daai vraag toe, weet 'n by dat hy stuifmeel dra? Miskien nie. Maar 'n vraag waar ons dalk so 'n bietjie langer kan dink as net vandag, is weet ons dat ons Christus dra, vir God lewe, dat ons woorde saak maak, ons optrede saak maak. Weet ons dat die manier waarop ons eggenote liefhet, ons kinders grootmaak, ons kollegas behandel, jou gemeente doen, jou gemeenskap dien, iets van God se koninkryk sigbaar maak. Of leef ons soms asof ons net deur die lewe wil kom? Paulus sê nee, jy leef nou reeds vir God. In Filippense 1 vers 20 en 21 sê hy ook, sê Paulus ook, ek wil ook nou, soos nog altyd, met alle vrymoedigheid, deur my hele wese, Christus verheerlik in lewe en in sterwe. Want om te lewe is vir my Christus, en om te sterwe is vir my wins. Het is baie maklik om van al hierdie dinge te vergeet, dat ons dood is vir die sonde, maar lewend vir God. En dalk doen ons selfs nou môre, of oor 'n week, of oor 'n maand, of 'n jaar, vergeet ons dit weer. Ons lê ons lewens elke dag af voor God, en gee heeltemal oor. Maar nie net dat ons kan terugsit, en die vraag vra, ek sal eendag vir God sterf nie. Maar eerder weet jy, dat jy vandag vir hom leef. Die leef hier op aarde is Christus. En om te sterf is ons wins. Want Paulus kom herinner ons daaraan dat ons weet, as ons weet wie ons is, dan sal ons ook weet waarvoor ons lewe. En wanneer ons weet waarvoor ons lewe, begin jy elke dag doen waarvoor God jou geskep het. Nie net om te oorleef of net om oor die ergste te kom nie, maar om soos mense wat saam met Christus opgestaan het, lewendig en lewend vir God te wees, en te lewe om sy koninkryk sigbaar te maak, ons styfmeel te versprei, om oral waar ons kom, iets van God se lewe agter te laat. Want die by leef nie net vir die heuning nie. Terwyl hy soek na wat hom voed, versprei hy die styfmeel wat nuwe lewe moontlik maak. Net so leef ons nie net vir die genade wat ons ontvang nie, maar ook vir die lewe wat God deur ons wil versprei. Ons is nie net geskep om asem te haal nie, maar om God se asem, God se liefde en God se koninkryk sigbaar te maak, dat oral waar ons gaan, daar nuwe lewe kan groei. So mag ons op so 'n manier lewe, sodat ons weet dat ons lewendig is vir God. En dat ons oral waar ons gaan, nuwe lewe sal versprei. En regtig sal soek waar die Here ons wil gebruik. Kom ons bid saam. Liewe Here, baie dankie dat U vir ons kom sê, dat U vir ons nuwe lewe kom gee. U kom herskep ons. U kom vat al ons sondes weg, maar ons moet nie dood bly nie, Here. Kom help ons om regtig te weet, dat ons saam met U opgestaan het uit die dood uit, dat U ons wil gebruik, dat U vir ons nuwe lewe gee. U vergeet van die oue. Die ou mens het gesterf, sê U vir ons. En dat ons nou nuut is saam met U. Here, kom wees by ons. Kom help ons om raak te sien waar U ons wil gebruik. En help ons om te weet dat U vir ons kom sê wie ons is.
en dat dit ons sal help om te weet waar U een en elkeen van ons wil gebruik. En dat ons sal weet dat ons lewe. Ons bid dit alles in die groot en heilige naam. Amen.